Welkom by vandag se Wandel in die Woord. Ek is Carly en ons stap verder saam deur Richard Rohr se boek Breathing Underwater, waarin hy die 12 stappe van anonieme alkoholiste gebruik as 'n geestelike pad van herstel en vernuwing. So stap 2 sê, ons het tot geloof gekom dat 'n krag groter as onsself ons weer gesond kan maak. Dat dit die Here is wat ons gesond kan maak. Richard Rohr noem hierdie stap die beweging van wanhoop na hoop. Nou in stap 1 herken ons eie magteloosheid, maar nou hier in stap 2 draai ons oë opwaarts. Ons begin glo dat daar wel 'n groter krag is, God self, wat kan herstel wat binne in ons gebreek is. En dan skryf hy dat die enigste werklike sonde is om te twyfel dat God teenwoordig is. En die enigste werklike genade is om te weet, hy is teenwoordig. En dit is so waar soos daai baie bekende Psalm 121 vers 1 tot 2 sê, ek slaan my oë op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Net so, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons wêreld waarin ons lewe, leer ons dat krag binne in onsself lê, dat ons eie helpers moet wees. Maar die waarheid is, daar kom oomblikke wanneer menslike krag eenvoudig nie genoeg is nie. Rohr sê, as ons nie hierdie stap neem nie, hierdie tweede stap, verander geloof in 'n selfhelp, menend ek kan dit self doen. En die selfhelp kan nooit die ego genees nie. Dit hou die ego net so mooi aan die stuur van ons lewens. Hierdie stap vra dus, wie of wat vertrou jy werklik? Jou eie verstand, jou planne, of die God wat lewe gee uit die dood uit? So let op hoe die psalmis nie sê, uiteindelik, ek kyk binne in myself vir hulp nie. Die psalmis sê vir ons, kyk opwaarts. Dis 'n beweging van afhanklikheid. Hy weet sy hulp kom van die een wat alles gemaak het. Rohr herinner ons genesing, herstel en gesondheid word nie verdien nie. Dit word ontvang. Daarom sê Rohr, ons dink nie uiteindelik onsself in 'n nuwe manier van lewe nie, deur dit te dink nie. Ons leef onsself in 'n nuwe manier van dink. Dink maar aan 'n gebreekte been. Dit genees nie deur wilskrag nie, dit moet rus, dit moet stil word en in die hande van 'n geneesheer reggemaak word. So ook ons eie siele. Genesing begin waar ons ophou probeer om onsself reg te maak en begin glo dat God dit vir ons kan doen. So vra jouself af vandag, waar in jou lewe het jy nodig om te sê, Here, ek kan nie, maar U kan. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Here, ek lig my oë vandag op na U. Ek kan myself nie genees nie. Ek kan my eie gaas nie tem nie. Mag U my hulp wees, my krag en my hoop. Here, herstel wat in my gebreek is en leer my om weer te glo dat U groter is as alles wat ek vrees. Amen.